ek dink die Here is besig om weer met ons op pad te stap. Om ons net weer bewus te maak van wie hy is. En dat hy aan die einde van die dag in beheer is van ons. Dat die vyand kan kom om te verwoes, maar sy hand is altyd op ons. En dat die koning nog eens kyk. Dat ons nooit net moet opgee. Partykeer dink ons dis te laat, maar die Here sê dis nooit te laat nie. En die Here het die woord wat hy vir my gee, voel ek sluit so goed daarby aan. En dis wanneer God vir jou veg. Wie weet God veg nog steeds? Die feit dat ons vanoggend hier sit, is 'n bewys dat God vir ons veg. Die vyand kon ons al lankal uitgeneem het. Kon al lankal ons kinders verwoes het. Maar hy veg vir ons. Eksodus 14 vers 10 tot 29. En ons ken almal die verhaal. Ek dink dis kom die Here my na Eksodus toe gevat het met ek uiteindelik 'n ander skrif van gedagte. Eksodus 14 vers 10 tot 29. En ons weet dis waar die Israeliete vlug voor die Egiptenare uit. En toe Farao naby kom, slaan die kinders van Israel hulle oë op en kyk, daar trek die Egiptenare agter hulle aan. Hulle het gedink hulle het weggekom. En hulle het baie bang geword. Daar het die kinders van Israel tot die Here geroep en hulle het vir Moses gesê, het u, omdat daar in Egipte glad geen graf is nie, ons saamgeneem om ons in die woestyn te laat sterf. Wat het u ons nou aangedoen, dat u ons uit Egipte land uitgelei het? Is dit nie die woord wat ons aan u in Egipte gesê het nie? Laat ons met rus, dat ons die Egiptenare kan dien, want dit is beter vir ons om die Egiptenare te dien, as om in die woestyn te sterf. Maar Moses het aan die volk gesê, wees nie bevrees nie. En ek voel dis wat die Here vanoggend sê, wees nie bevrees nie. Staan vas en aanskou die verlossing van die Here. Moenie vrees nie. Staan vas en aanskou die verlossing van die Here, wat hy vandag vir julle sal bewerk. Want soos julle die Egiptenare vandag sien, sal julle hulle nie weer sien in ewigheid nie. Die Here sal vir julle stry, julle moet staan. Amen. Toe vra die Here vir Moses, wat roep jy na my? Sê aan die kinders van Israel, dat hulle moet wegtrek. En jy, hef jou staf op en steek jou hand uit oor die see, en kloof dit, sodat die kinders van Israel dwars deur die see op droë grond kan trek. Toe steek Moses sy hand oor die see uit, en die Here het deur 'n sterk oostewind die see laat wegvloei, die hele nag deur, en die see droog gemaak, en die waters is gekloof, en die kinders van Israel het midde in die see getrek, op droë grond, en die waters was vir hulle muur, aan hulle regter en aan hulle linkerkant. Toe het die Egiptenaars hulle gejaag en agter hulle aangetrek, al Farao se perde, sy strydwaans en sy ruiters, die see in. En in die môre waak het die Here in die vuur en wolkkolom op die leer van die Egiptenaars afgekyk en die leers van die Egiptenaars in verwarring gebring. En hy het die wiele van hulle strydwaans laat sak en hulle met moeite laat voortgaan. Toe sê die Egiptenaars, laat ons van Israel af wegvlug, want die Here stry vir hulle teen die Egiptenaars. Daarom sê die Here vir Moses, steek jou hand uit oor die see, dat die waters kan terugvloei oor die Egiptenaars, oor hulle strydwaans en oor hulle ruiters. En Moses het sy hand oor die see uitgestrek, en die see teen dagbreek in sy bedding teruggevloei, en die Egiptenaars het dit tegemoet gevlug, so die Here dan die Egiptenaars binne in die see gestort. En toe die waters terugvloei, het hulle die strydwaans en die ruiters van Farao se hele leermag, wat agter hulle die see ingetrek het, oordek. Geen een van hulle het oorgebly. Hoe kragtig is dit? Hierdie is maar net een van die talle verhale in die woord van God wat vir ons werk. En baie keer dink ons maar dis die woord van God. Die Here het dit net vir hulle gedoen. Dit gebeur nie meer. Maar die Here sê vanoggend vir julle, ek veg nog steeds vir julle. As julle my in julle situasie sien, as julle my in julle situasie innooi, dan sal ek vir julle veg. Wanneer die 12 spioene by Rahab kom, verklaar sy in Josua 2 vers 9 tot 11, ek weet dat die Here
die land aan julle gegee het, en dat die skrik vir julle op ons geval het, en dat al die inwoners van die land vir julle bewe, want ons het gehoor dat die Here die waters van die Skelfsee voor julle by julle uittog uit Egipte laat opdroog het, en wat julle die 2 konings van die Amoriete, Sihon en Og, oorkant die Jordaan aangedoen het, dat julle hulle met die bandvloed getref het. Toe ons dit hoor het, ons hart gesmeld, sodat daar by niemand enige moed meer oorgebly het teenoor julle nie. Want die Here julle God, hy is God in die hemel daarbo en op die aarde hieronder. Hoekom kan 'n ongeredde heidense vrou dit verklaar as die kinders van God dit nie kan verklaar? Die Here, hy is God in die hemel daarbo en op die aarde hieronder. Wie is hierdie God wat vir ons weg? Weet jy wie is hierdie God wat jy aanroep? Hoe beperk jy hom met jou denken? Ja, Here, U kan vir dit voorsien, maar nie vir dit nie. Here, U kan my hoofpyn verander, maar Here, U kan my kind genees. Is dit nie hoe ons dink nie? Ons beperk God so met ons denke, en hier sê sy, Here, hy is God in die hemel en op aarde. 'n God wat beloof dat hy ons nooit sal vergewe en nooit sal verlaat nie. Amen. Glo ons dit? Hoe kan ons sê ek is eensaam as God in ons is? By ons is, dat ons nooit alleen nie. Maak nie saak waarheen ons gaan nie. Ons gaan nie alleen deur dit nie. Hy is met ons. So wanneer die koning van Asië manne stuur om Elisa te gaan doodmaak. Onthou, hy vra vir sy manne, wie vertel vir die vyand, wat gebeur hier in my kamp? Hoekom is dit dat hy weet wat ek gaan doen, nog voordat ek dit doen? En sy manskap het gesê, meester, ons koning, ons ken 'n man, ons ken 'n profeet, wat vir u kan sê wat u in die binnekamer spreek. Is dit nie wat ons getuienis moet weet nie, dat ons moet weet wat spreek die vyand van ons, of van ons kinders, of van ons situasie in sy binnekamer. Ja. En dan stuur hy sy manne om een man te gaan doodmaak. En wanneer Elisa buite kom in sy diensknegt, buite kom en hulle sien hierdie hele magtige army, leermag vir een persoon, is hy bevrees en hy is angsbevange en hy sê, koning, wat gaan ons doen? Ons gaan sekerlik sterf. En hy sê, nee, jy verstaan nie. Hulle wat by ons is meer. En hy bid en hy sê, Here, maak sy oë oop, dat hy sal sien. En toe die Here sy oë oopmaak, toe sien hy op die berge, vlammende strydwaans en soldate, wat die Here gestuur het, om vir hulle te veg. Ons moet sê ons situasie, Here, maak my oë oop, dat ek kan sien, U staan by my. Maak my oë oop, Here, terwyl ek bevrees is en dink vrees vir my lewe. Here, maak my oë oop, dat ek kan sien, dat U stuur strydwaans, en U stuur soldate, en U stuur engele, om vir my te veg. Jy is nooit alleen nie. En die Here sal sy engele bevel gee. Waar staan dit? Ons quoteer dit, Psalm 91. Die Here sal sy engele bevel gee aangaande jou en jou situasie. Die storie wat word vertel is 'n ware verhaal van John G. Paton, 1824. Hy was 'n sendeling, 'n Skotse sendeling, wat na die stam gestuur is in Tunana. Ek weet nie waar dit is. En hy en sy vrou is in hierdie stam, of hulle probeer hierdie stam hoof en sy mense van Jesus vertel, om die evangelie te versprei, maar hulle wil hulle doodmaak, hulle wil nie daar hê nie, want hulle glo, hulle maak hulle gode, en hulle voorvader geeste kwaad deur daar te wees. En een aand gaan hulle na hulle huis toe, en hulle wil hulle doodmaak, en hulle wil dan die sendelingsstasie afbrand. Maar hulle doen niks nie. Die sending en sy vrou bid die hele nag, en die volgende dag is daar geen stamlid te sien. En jare daarna, toe die stamleier sy hart vir die Here gee, toe vra hy vir hulle, wie was daardie manne
wat saam met julle was. Ons het gekom, maar daar was manne. Wie was hulle? En Peyton sê, maar dit was net ek en my vrou. Hy sê nie onmoontlik. Hy sê toe ons nader kom, daar was daar 'n magdom manne wat om die huis staan met blink klere en vlammende swaarde in hulle hand. Ons kon nie nader kom nie. Die Here veg vir jou. Die Here veg vir jou. Jy is kosbaar vir hom. Wanneer die Here vir jou veg, dan is dit die onbeperkte God. Ons God kan nie beperk word nie. Die God wat verklaar dat niks vir hom onmoontlik is nie en niks is vir hom te wonderbaar nie. Vra vir Hannah, vra vir Elisabeth, vra vir Mary, vra vir Samuel, die Here wat is onbeperk. Wanneer die Here sê volgende jaar hierdie tyd sal jy seënbaar lag Sara. Want is onmoontlik en hy sê hoekom lag sy? Sal enige iets vir my te wonderbaar wees. In jou situasie, niks is vir God onmoontlik nie. Niks kan God beperk nie behalwe ons. Hy is die enigste God. Daar is geen ander God soos hy nie. In 1 Samuel 5 vers 1 tot 5 sien ons dat die Filistyne die ark van die verbond neem en hulle sit dit in die huis van hulle God Dagon. En die volgende dag toe hulle die deur oopmaak om hulde aan hulle God te bring, toe lê die afgod op sy gesig voor die ark. En hulle dink iets het hom maar net omgestamp en dit tel hom op. Die volgende dag toe lê hy oor die drempel en sy hoof en sy hande is af, want daar is net een God. Hy kan nie vervang word nie, nie met 'n God van hout en klip, wat nie eens kan praat nie. Hy sê, is my ore te doof en my hande te kort om te help in jou situasie. God veg nog steeds vir ons. Elke geveg teen jou is vir God persoonlik. Hoor wat sê Handelinge 9 vers 4. Saul, waarom vervolg jy my? Het Saul hom vervolg? Nee, hy die Christene vervolg. Maar God sê, dis persoonlik, as hulle teen jou staan, as hulle teen jou wil veg, ek veg vir jou, want hulle veg teen my. Matteus 23 vers 41, dan sal hy ook vir die aan sy linkerhand sê, gaan weg van my, julle vervloektes, in die ewige vuur wat berei is vir die duiwel en sy engele, want ek het honger gehad en julle het vir my niks te ete gegee nie. Ek het dors gehad en julle het vir my nie iets te drink gegee nie. Ek was 'n vreemdeling en julle het vir my nie herberg gegee nie. En julle het my nie geklee, ek was naak en julle het my nie geklee nie, siek en in die gevangenis en julle het my nie besoek nie. Dan sal hulle vir ons antwoord en sê, Here, wanneer het ons dit gedoen? Wanneer het ons die honger gesien? Wanneer het ons die dors gesien? Wanneer het ons die naak gesien? Wanneer het ons die so in daai situasie gesien? Dan sal ek vir hulle antwoord en sê, voorwaar ek sê vir julle, vir sover julle dit nie gedoen het aan een van hierdie nie, een van die geringstes nie, het julle dit ook nie aan my gedoen. Sal ons nie anders te optree, as ons net weer besef, dat hierdie God van ons persoonlik sien, as ons praat van ander broers, nie eers van 'n ander broer en suster nie, van ons vyand. En dan praat ons teen God. Want hy sê, sover julle dit aan hulle gedoen het, het julle dit aan my gedoen. Ons praat so maklik van ander mense, maar ons moet begin onthou, dat ons praat teen God. God beloof dat hy vir ons veg. Hy sê, wees stil. Wees stil. Ons gedagtes is so besig om 'n uitkoms te probeer kry. Maar wanneer ons stil word, kan ons toelaat dat die Heilige Gees in ons praat. Kan ons toelaat dat ons antwoorde kry wat ons nodig het. Psalm 46 vers 11 sê, wees stil en weet dat ek God is. Eksodus 14 vers 14,
Die Here sal vir julle stry en julle moet stil wees. Stil wees. Volle oorgawe en geloof. Jy kan tog nie verwag die Here moet vir jou veg, maar jy glo nie dat hy dit doen. Dat hy dit kan doen. Dat hy jou situasie kan verander nie. Hebreërs 11 vers 1 sê geloof is die vaste vertroue op die dinge wat ons hoop en 'n bewys van die dinge wat ons nie sien. Ons moet glo dat dit wat ons God voor vertrou alreeds gedoen is. Ons moet dit in die geloof al kan sien. As ons dit nie kan sien, sal ons dit nooit ervaar nie. Kyk vir Daniël en sy 3 vriende hoe die Here vir hulle veg. Ek vestig my fokus op God en sy krag. Ek is in sy wil. Jy kan nie verwag dat die Here vir jou veg as jy op 'n plek is en dinge doen wat jy nie moet doen nie. Dit is nie wie God is nie. Hy is 'n regverdige God. Terwyl God vir ons veg, volle vertroue in sy beskerming en bevryding en ons staan. Wat sê die woord vir ons? As ons alles gedoen het wat ons weet om te doen, moet ons staan. Ons doen nie natuurlike dinge. Ons gaan die Here toe, na die Here toe in ons situasie en ons sê, Here, wat wil U hê ek moet doen in hierdie situasie? En as hy vir my sê wat om te doen ek dit en dan staan ek. Want nou gaan God met sy krag en sy heerlikheid die situasie omvat. Hy gaan veg. Sy woord, bemoedig jouself in God se woord. Neem sy woord, kyk hoe hy mense uitgered, want as hy hulle uitgered het, sal hy jou uitred. Luister na mense getuienisse, as die Here dit vir hulle gedoen het, sal hy dit vir jou verdoen. Hy verander nie. Dis wat sy woord sê. Bid. Ons sien dit in Paulus, Petrus se geval. Hy's in die tronk en die gemeente bid. En dan kom die engel, en hy maak hom los, en hy lei hom uit die stad, hy tot voor die huis, waar hulle besig is om te bid, en wanneer hy die deur oopmaak, dan dink hulle, dis 'n gees. Hoe bid jy vir verlossing? Dan dink jy, dis 'n gees. Maar die Here sal nog steeds ons tegemoet kom. Here, dis my situasie. Wat moet ek doen? Wat wil jy hê ek moet bid? Wat moet ek sien wat ek nie sien nie? Gebed, aanbidding. Partykeer het jy nie eens woorde om te bid nie. Dan bid jy. En jy mag by jouself sê, maar ek het nie die wonderlikste stem nie. Dan sit jy 'n aanbiddingslied aan en jy sing saam. Paulus en Silas bid, en teen middernag is daar 'n aardbewing. God veg vir hulle. Die grootste teken dat God vir ons veg, staan op 'n koppie Golgotha. Daar waar Jesus gesterf, waar hy gekom het in ons weer herstel het in die Vader. Dit is die grootste teken dat ons God vir ons veg. Toe ons dit nie waardig was nie, het hy vir ons geveg. Toe ons ver van God was, het hy vir ons geveg. Toe ons in ons modder gelê het hy vir ons geveg. Toe ons niks van God wou weet nie, het hy vir ons geveg. En ons hoef net te kyk na die kruis en te weet hy doen dit nog steeds. Hy is dieselfde, gister, vandag en tot in alle ewigheid. En hy veg vir ons. Hy veg vir ons in ons situasie. As ons net sê, Here, help my. Help my, ek weet nie meer wat om te doen. Here, ek is bevrees, dit gaan my vernietig. Dan sal hy vir jou veg. Maar die meeste van die tyd
vra ons eers. Ons stop by ons gebed. Maar ons sê nooit, Vader, veg vir my. Veg vir my. Wanneer Jesaja na God toe gaan, wanneer die Asiria hulle heeltemal omsingel het, en die koning kom en hy sê vir hulle, julle gaan ek vernietig. Ek het al hierdie nasies om julle vernietig. En julle dink julle God kan julle uitred? Dan gaan hy na God toe. Hy sê, Here, veg vir ons. En die Here stuur 'n engel. En in een aand, sonder dat hulle 'n wapen opgetel het, wis die Here 'n hele weermag. Dis die God wat vir jou veg. Een engel wis die hele weermag. Wat kan hy in jou situasie doen? Wat kan hy doen as jy hom vertrou en sê, Here, veg vir my. Veg vir my by die werk, Here, waar hulle dink ek is niks werd. Here, waar hulle oor my loop. Here, veg vir my. Here, veg vir my kinders, Here. Daar waar hulle deur 'n moeilike tyd gaan, waar hulle dalk geloof verloor het, Here, veg vir hulle. Here, by hulle skole, Here, veg vir hulle. Daai boelies, Here, veg vir hulle. Here, my liggaam, Here, elke keer as ek dokter toe gaan, is daar nog 'n pil by. Here, veg vir my. Ek glo U het my genees, Here, maar ek sien dit nie. Veg vir my tot ek dit sien, Here. Sodat ek U grootheid kan verklaar. Dis nooit net vir ons nie. As die Here vir ons iets goeds doen, dan is dit sodat ons verander kan. Die Here sê, ek veg nog steeds vir jou. Kom ons staan. Vader, dankie dat ons vanoggend kan kom in die magtige naam van Jesus. Die naam op alle name, Here. En verklaar dat U die enigste God is. Here, ons verklaar dat U 'n magtige God is. Niks is vir U onmoontlik nie. Niks is vir U te wonderlik nie, of wonderbaar nie, Here. Vader, ons kan net na U woord toe gaan, die liefdesbrief aan ons, Here, en ons sien wat dit beteken as ons God vir ons veg. Here, laat ons stil wees in ons situasie, Here. En wanneer ons gedoen het wat U gesê het ons moet doen, Here, laat ons staan, Here, en ons sal U magtige dade sien en weet ons God veg vir ons. Here, ek bid nou genesing, Here, oor ons gedagtes. Ek bid genesing oor ons liggame, Here. Ek bid genesing oor ons omstandighede. Ek bid genesing, Here, in ons harte wat al koud geword het, Here. Vader, dat U sal kom met die vuur, Here, en aan die brand steek dit wat dood is. En Vader, dat ons sal uitroep en sê, Here, veg vir ons. Verander ons situasie, Here, sodat ons kan verklaar dat U die enigste God is. In hemel en op aarde. Here, ons het nodig dat U vir ons veg. Maar Here, laat ons staan, stil wees. En Here, dan sal U ook oor ons spreek en sê, hierdie Egiptenare wat julle nou sien, sal julle nooit weer sien. Ons loof en ons prys U, my God. Here, dit is so awesome om te weet, U is aan ons kant. En U veg